Ek kom praat nie vandag met jou om jou te paai nie. Ek hoop dat dit wat ek sê vandag vir jou sal rigting gee. Ek glo nie aan hardpraat en lawaai maak wanneer ek met my eie mense praat nie. Ek glo aan die waarheid. Ek glo daaraan om verantwoordelikheid en karakter te openbaar. Ek gaan nie soos vele ander wat verantwoordelike persone veronderstel is om te wees, wat groot Afrikaner boeregroepe in hierdie land bestuur, inligting kommunikeer. Ek gaan nie soos hulle maak nie. Ek gaan nie 'n kinderstorie versprei nie. Ek gaan nie die leuns wat hulle oor my verkondig herhaal nie. Ek gaan nie my standaarde verlaag om aandag te probeer kry nie. Hierdie is 'n koue, kliniese, insiggewende, inligtinggewende video wat vir jou kan help as jy gebombardeer word met dieselfde goed as ek. Wat ek sê, sê ek met oortuiging. Wat ek doen, doen ek met dissipline wat ek oor baie jare geleer het. As jy hier is om eerlike gesprek met my te voer, en as jy hier is vir vaste beginsels, is jy welkom. As jy deel is van die 162.000 mense op hierdie groep, wat net inligting wil kry om 'n kwaad of 'n haatveldtog aan te hits, is jy ook welkom. Maar dis nie my pad nie. My versoek aan jou is, kom ons praat reg. Kom ons staan reg vir dit wat kom. Dis vandag die 21ste Januarie 2026. My naam is Isak van Sail. Ek praat vandag met jou oor 'n saak wat ek glo baie van ons mense mee sukkel. Die grootste gevaar vir 'n volk is nie altyd wat teen hom beplan word nie, maar wat binne in hom groei. Hy groei in alle opsigte vir die persoon in wie hy groei. Onwetend. Maak nie 'n geraas nie. Dit masseer nie. Dit sit stil. En dit maak jou blind. Daardie gevaar, daardie vyand, noem ons hoogmoed. Dis nie selfrespek nie. Dis nie 'n trots op jou taal of jou geskiedenis nie. Maar die soort hoogmoed wat sê, ons weet genoeg, ons het niks om te leer nie, en ons luister nie meer nie. Die Bybel, wat veronderstel is om die anker, die fondasie van die Afrikaner volk te wees, stel dit nogal onverbiddelik. Hoogmoed kom tot 'n val. Spreuke 16:18. Nie miskien nie eendag nie, wanneer jy dit die minste verwag. Ek het in my lewe gesien dat mense wat nie die einde van hulle besittings ken nie, selfmoord gepleeg het, omdat hulle alles in een oomblik verloor het. Wat het ons voorvaders verstaan? En dis dalk iets wat ons nuwe geslag, jong mense,
van kan leer. Een ding wat ons baie duidelik moet onthou is dat ons voorgeslagte was nie volmaak nie. Maar hulle was ook nie onnoosel nie. President Paul Kruger het herhaaldelik gewaarsku, herhaaldelik. En ek parafraseer sy denke, wat hy moes gedink het as 'n redelike bejaarde man. 'n Volk wat op homself en op sy eie vermoëns vertrou, grawe sy eie graf. En dit geld ook vir die individu. 'n Volk wat hom voor God neerbuig, hou stand. Dit geld ook vir die individu. Oom Paul het geweet dat enige mag sonder die beginsels en die geregtigheid van God hou nie. Bekroonde digter en skrywer C.J. Langenhoven, wat beskou word alweer as die vader van Afrikaans, het eens op 'n tyd gesê, die oomblik wanneer 'n volk dink sy kultuur maak hom beter as ander, begin hy vergaan. En ons sien die proses van ontbinding, sien ons die afgelope 100 jaar. Let mooi op. Hy het nie gewaarsku teen liefde vir jou eie nie, maar teen meerderwaardigheid, selfs teenoor jou eie. D.F. Malan het dit baie duidelik gestel. Die grootste bedreiging vir 'n volk is nie die vyand buite nie, maar die vyand wat jou opvreet van binne. So dis nie druk van buite nie. Dis nie kritiek nie. Dis 'n verlies aan karakter. Hoe lyk hoogmoed vandag? Hoogmoed dra vandag nie meer 'n hoed nie. Ek dra nie meer 'n wit hemp en 'n swart das en 'n swart baadjie nie. Hy loop nie meer met die Bybel onder die arm nie. Daardie hoogmoed dra 'n slimfoon in sy broeksak. En daai hoogmoed het 'n mening oor alles en 'n mening oor alles wat almal sê. Hoogmoed sê vandag vir jou, as jy nie met my saamstem nie, is jy 'n verraaier. Ek kan eerstens van vele bronne en vele sprekers en vele hoogmoediges getuig wat gesê het in my gesig, jy's 'n verraaier, net omdat hulle nie met my saamstem. Ons mense maak nie foute nie. Dis altyd ander se skuld. Pak altyd die skuld op ander. En dan, die wat vra, moet liewer stil bly. Nou ek wil vir jou sê, as jy in daai kategorie val, het jy geen krag nie. Dis eintlik 'n swak selfbeeld en 'n gebrek aan selfvertroue wat skree. Want sien,
En ek gaan nie name noem nie. Jy wat vir my in my karakter inklim, sonder dat jy weet wie ek is, sonder dat jy my eenmaal ontmoet het. Jy wat vir my sê, ek het die pad byster geraak, terwyl jy dit agter my rug doen, en nie in my gesig nie. Jy dra hoogmoed as mantel. Min weet jy dat hoogmoed vernietig. Leierskap het 'n probleem in Suid-Afrika onder ons mense vandag. Want ons mense het opgehou luister. Het opgehou erkenning gee aan die opinies van ander. Hoogmoed vernietig gesinne. Want die paas het hard geword. Hardheid van die hart is dwaasheid. Dis nie wysheid nie. Dit vernietig gemeenskappe. En gaan kyk maar na die dorpe in Suid-Afrika. Ek het al video's gemaak van hoe die verval lyk, en dan gee ons die ANC die skuld. Want jy sien, egos raak belangriker as die waarheid, al word die waarheid deur iemand anders verkondig. Hierdie vernietiging sien ons nie in die lokasies nie. Die lokasies is die lokasies van al die tye af. Inteendeel, daar's progressie in die lokasies. Maar ons sien dit by ons eie. Organisasies beveg mekaar. Een gun die son nie skyn oor die ander nie. Leiers dien nie meer nie, maar hulle wil regeer word. En dit sien ons. Dit sien ons in elke gemeenskap in die land, dat ons is maar tevrede, dat ander volkere oor ons heers, by die supermarkte, by die banke, by die institusie, by die instellings, deesdae ook by ons skole. En by ons werksplekke. Volk wat nie homself kan kritiseer nie, is reeds besig om homself te verloor. Ek noem nie name nie, ek gaan ook niemand ligtheid gee nie, en ek gaan ook niemand publisiteit gee nie. Maar ek word gevoer moet dit wat ander van Isak van Sail dink, dit wat andere van manne so Steve Hofmeyer, Flip Buys, Callie Kriel hulle sê. Ek is nie die enigste ou wat deurloop onder die tonge van die hoogmoediges in die land nie. Hoogmoed vernietig karakter. Dit breek die kern van 'n volk. Wanneer karakter val, word die waarheid vervang met propaganda. En ek kan vir jou sê dat alles wat oor Isak van Sail gesê word sedert 2016 is propaganda. Nie een beskuldiging of belediging of aanname of persoonlike aanval het enige waarheid in nie.
Dissipline word vervang met 'n groot bek. En diens aan jou volk, aan jou gemeenskap, aan jou gesin, aan jou kinders, word vervang met selfverheerliking. Me, myself and I. Hieroor is die Bybel ook duidelik. God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Jakobus 4 vers 6. Let op die woord weerstand wat die Here hier in die woord gebruik. God ignoreer nie hoogmoed nie. Hy staan teen dit. Met ander woorde, hoogmoed is die vyand van God. Selfverklaarde vyand van God. En as God teen jou staan, gaan jou titel, jou Dodge Ram bakkie wat 4,8 miljoen rand kos, jou posisie by die skool waar jy baie maklik 'n kind toegang tot die skool weier, omdat jy konseis vol is, maar die werklike rede, meneer, is omdat jy hoogmoedig is. Omdat jy nie belangstel om 'n kind wat dalk vroeër in jou skool gedragsprobleme geopenbaar het, 'n tweede kans te gee nie. Maar een ding is seker, God ignoreer nie hoogmoed nie. Hy staan dit teen. En as God teen jou staan, omdat jy aan die geringstes kwaad gedoen het, gaan jou titel, jou mikrofoon, jou YouTube videoetjies, jou TikTok videoetjies en jou volgelinge jou nie help nie. Ons Afrikaners is baie goed met planne. Die boer maak 'n plan. Ons ken daai een, nee. Veral planne vir ander mense. Ons het verskriklik baie generaals in hierdie volk. Maar wie is bereid om die volle sak uit te vat? Wie is bereid om 'n offer te bring? Wie is bereid om 'n bietjie tyd op te offer? 'n bietjie arbeid in te sit? Ons weet presies wat fout is met die land. Maar niemand wil die vuil werk doen nie. En as iemand die vuil werk doen, dan word daarop hom neergesien. As skree hulle vir jou, kry vir jou regte werk. Hoogmoed sit nie in groot toesprake nie. Dit sit daar by die klein jakkalsies, die klein ongehoorsaamheid. Nou soos alles wat opgaan, moet dit afkom, nee, dis die wet van die natuur. En hierdie volkie gaan baie hard val, verder val, as jy dink hy het al geval. En ek gaan nou vir jou iets sê wat vir jou dalk nie lekker gaan sit nie. Maar is nodig dat dit gesê word. Die hoogmoediges onder ons moet val. Nie omdat die nederiges die hoogmoediges haat nie. God mag die hoogmoediges haat, maar ons het 'n job om mekaar lief te hê. Maar die probleem is, daar ontstaan 'n oorlewingskrisis in die land. En die hoogmoed sleep ongelukkig almal saam. Elke volk bereik 'n punt waar God mense verneder.
met die einddoel om die totale volk te red. Dis nie 'n straf nie. Dis net genade wat seer maak. Want jy sien, meeste van ons wat nou al deur die meel van affirmative action, deur die meel van BEE, deur die meel van gebrek aan inkomste, deur die meel van siekte en ellende gegaan het. Weet dat dit is genade wat maar net seer maak. Die Here is besig om hierdie volk te snoei. Want na elke groot val, elke groot tragedie, het elkeen van ons 'n keuse. Ongelukkig het ek al gesien dat die meeste mense wat skatryk was en hoog gelewe het en hoogmoedig gelewe het, pleeg eerder selfmoord voordat hy van die grond af opstaan. Die vraag is, of jy staan op en word nugterder en stiller en wyser, want jy sien, na elke val kom daar 'n keuse. Bly jy op die grond? Staan jy op? Nugterder, stiller en wyser? Ek dink ons volkie het voor die kruispunt gekom, waar ons moet kies. Of ons hardloop agter die materiële, hoogmoedige sy van die lewe aan, of ons draai na die nugter, stiller, wyser pad toe, waar God die bron is van alles wat ons het. My boodskap is nie vandag, kom ons vernietig mekaar en nederiges, opregtes en hoogmoediges staan teen mekaar. My boodskap is, as jy vereenselwig het met die boodskap, sover, het jy 'n keuse om jouself te suiwer. Ons het wel nodig om te leer om na mekaar te luister, uit te luister. Om dit wat jy aan ander gedoen het, reg te gaan stel. En dan eers 'n dienaar te word, voordat jy probeer om te lei. Die Afrikaners se toekoms lê nie in ons getalle nie, of in die volumes geld wat jy het, die volumes kapitaal wat jy bymekaar gemaak het nie, die volumes rykdom wat jy in jou familietrust ingekoop het nie. Want dit help jou dalk en dit help jou kinders. Maar dit lê in waardigheid. Die waardigheid beteken dat jy ruggraat ook moet hê. En as ons dit reg gekry het, is eendrag 'n gegewe. Want dan kyk ons deur die oog van die nederige na mekaar en ons help die hoogmoediges reg. Kom ons sê weer vir mekaar, sonder arrogansie, ons staan nie vandag omdat ons beter is as ander nie. Veral nie as ons eie mense nie. Ons staan regop omdat ons bereid is om die regte keuses te maak en deur Jesus se oë na ons eie mense ook
te kyk. Dan sal jy eers dit reg kry, my broer, om deur Jesus se oë na ander volkere ook te kyk. Wat ek vandag vir jou probeer sê ek met die grootste sin vir verantwoordelikheid. Ek sê dit nie om jou kwaad te maak of om jou woede te prikkel nie, maar om jou te rig. Ek sal nie my standaarde verlaag sodat jy vir my 'n handeklap kan gee nie. Ek sal nie buig vir julle neerhalende, beledigende, afbreekende manier van dink en doen nie. Hier by die Boerelegioen bou ons op beginsels. Ons bou nie op emosies wat van tyd tot tyd by ons opvlam oor iemand anders nie. As jy met my saamstem vandag, is jy welkom om saam met my die pad te loop. As jy steeds verskil en met my kyk met 'n haat in jou oë en met woede in jou hart, sonder dat jy my ken, is jy steeds welkom om op die blad te bly. Hier probeer ons die dinge reg hanteer. Ons kyk na die landsake en ons probeer na objektiewe oplossings soek, sonder om 'n oorlog aan te hits, soos wat ek by baie beskuldig word. En hier probeer ons kyk na maniere hoe ons vorentoe kan beweeg. Ek sluit af. Die waarheid hoef nie hard te wees nie. Solank ons net standvastig is, konsekwent is en integriteit openbaar. Ons hou vas aan ons beginsels wat ons aan moeders knie geleer het en ons beweeg vorentoe. Saluut.